Weer eens welkom. Na 'n hele lang ruk. Ek is Petrus en hier praat ons net die waarheid. En vanaand wil ek met julle praat oor God en sy feeste. Sy woord, wat sê sy woord oor sy feeste? En ja, ons is mos kinders van die Here. En ek wil julle uitdaag vanaand. Glo julle in die woord van God? Glo julle werklik wat in die Bybel staan? En ek wil julle vanaand uitdaag dat dit wat ek gaan lees, gaan kyk self. Wat sê die woord van die Here? Toets my of ek die waarheid praat. En ons begin vanaand met 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Want daar staan geskrywe: die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dit is die doel van die woord van God, om ons as kinders van hom in die waarheid te lei. En nou wil ek vir julle lees in 2 Korintiërs 1 vers 13. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of verstaan nie. En ek hoop dat julle dit tot die einde toe sal verstaan. Dis wat Paulus sê. Dat hulle sê niks anderster. Hulle skryf niks anderster in die woord as wat die waarheid is nie. So gaan kyk self vir julle net, wat staan daar geskrywe? En of ons daar volgens lewe. En dan in Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En daar antwoord ek julle nou, wat ek gesê het ook, is 'n bevestiging, dat die Here wil hê ons moet hierin wandel. So ja, nou wil ek julle vir julle 'n bietjie meer uitbrei oor die feeste van God. Want julle weet, hy sê ook in sy woord, in Amos 5, vers 21, daar sê die Here, dat hy haat ons mensgemaakte feeste. En ons maak sy hart seer, want hy het 'n opdrag gegee, in Levitikus het hy die opdrag gegee. Dit is my feeste, my feestydde. En dan die Here dit daar uiteengesit in Levitikus 23. Het hy al die feestydde uitgesit, wat die Jode moes volg. Maar onthou wat ek gesê het aan die begin. Hy het gesê, dit is die Here se feeste. Met ander woorde, as ek God, die Here aanbid, dan moet ek sy feeste ook deurvoer, net sy feeste in ag neem. So ja, ek gaan nou vir julle sê, die ander ding is, omdat ons nie Jode is nie, ons doen dit nie soos die Jode nie. Maar kinders van God, die Nuwe Testamentiese kerk, moet dit in ag neem, en dan die skrifgedeeltes daarvolgens lees. Ons hou nagmaal, en dan lees ons die skrifgedeeltes wat daarmee saamgaan, met ons gesin. En dit is hoe ons daai feestyd van die Here in ag neem. En glo vir my, die Here sal jou seën as jy dit doen. Nou ons begin by die Pasga. Die Pasga, en dit is in April, wat hierdie feestydde is, né? Die Pasga, die ongesiede brode, en die eersteling gerf. En dan dit is reeds in vervulling gekom. As jy lees in die Nuwe Testament, sal hy vir julle wys, dit het in vervulling gekom. Dit was die kruisiging van Jesus. Die Pasga is die kruisiging van Jesus. Die ongesiede brode is die liggaam van Jesus wat vir ons gemartel is en vir ons uitmekaar getrek is, né? En dan die eersteling gerf is die Here se opstanding. Nou daardie 3 moet ons in ag neem as kinders van God. Nou gaan julle die skrifgedeeltes gee wat julle kan gaan lees vir die instelling van hierdie feeste. Is
Exodus 12 vers 1 tot 14, Leviticus 23 vers 5, en dan Deuteronomium 16 vers 1 en 2. Dan die vervulling is in Matteus 26 vers 17 tot 19, Markus 14 vers 12 tot 16, Lukas 22 vers 7 tot 13, Johannes 1 vers 29, en dan ook 1 Korintiërs 5 vers 7. Nou dit kan julle gaan self gaan opsoek en gaan lees. Maar dit is hoe ons die feestydde in ag neem. En dan is daar die Pinkster. Die Pinkster is weer in Junie. Nou hoekom ek dit so vir julle uiteensit, nee, dit is volgens die kalender van die Jode, wat hierdie feestydde is. Want die Jode was God se volk. En die ding is, ons is op die Romeinse kalender, en dis hoekom dit nie ooreenkom nie, dit sal nooit ooreenkom nie, want God se kalender is nie die Romeinse kalender nie. Maar dit is goed, as ons as kind van God, hierdie dinge gaan naspeur, en dit 'n werklikheid in ons lewe maak. Dan gaan julle sien, hoe gaan die Here in julle lewe opereer. Want hy wil hê dat ons die waarheid moet doen. Nou ja, die Pinkster het ook reeds in vervulling gekom. Dit is toe die Heilige Gees uitgestort is. Maar dit moet ons ook doen deur nagmaal. En dan die gedeeltes lees, wat ek ook nou vir julle gaan gee. Die instelling is Leviticus 23 vers 15 tot 21. En Numeri 28 vers 26. En dan die vervulling is in Handelinge 1 vers 1 tot 8, Handelinge 2 vers 1 tot 4, en dan Lukas 24 vers 49. Nou dit is die Pinkster. Dan kom ons by die derde feestyd, na die Pinkster, dis al by Oktober. Dan kom dit nou die fees van die trompette, soos hulle sê. Nou dit moet ons ook in ag neem. En dit is ook nagmaal, wat jy saam jou gesin hou. En dan lees jy die gedeeltes wat ek ook vir julle gaan gee. Nou die vervulling hierso gaan nog plaasvind. Hy het nog nie plaasgevind nie. Dit is die wegraping waar Jesus sy kinders kom haal. Die trompet, die fees van die trompette, dit is ook, die ander woord daarvoor is die bassein wat gaan blaas. En my liewe vriend en vriendin, dat ek nou vanaand vir julle sê, as julle regtig kind van God is, en die Heilige Gees in jou binneste het, dan sal jy die bassein hoor, wanneer die Here sy kinders kom haal. Maar as jy nie Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, en nie die Heilige Gees in jou binneste het nie, gaan jy nie die bassein hoor nie. Want dit is, weet julle, ons praat nou die dag, ek en my vrou oor hierdie, dat as jy vir die fluitjies van die honde, nee, as jy hom blaas, daar is nie 'n geluid nie, maar die hond hoor die fluit. Nou die mense gebruik dit vir bevele vir die honde te blaas. So hierdie skaaphonde wat die skape moet aanjag, dan hulle die fluitjie wat hulle blaas. Nou die mense hoor dit nie. Die frekwensie is so, dat net die honde dit kan hoor. Nou dit is vir my 'n baie mooi voorstelling om te sê dat kinders van God sal die bassein hoor. Maar as jy nie kind van God is nie, gaan jy die bassein nie hoor nie. Jy gaan daai oggend wakker word en die een is weg, daai een is weg, dit gaan chaos wees. So ons moet regtig seker maak dat ons die Heilige Gees in ons binneste het. Nou ja, nou wil ek gou vir julle die vers gee wat julle moet lees vir daai fees van die trompette. Die instelling is by Leviticus 23 vers 23 tot 25. Numeri 29 vers 1 tot 6. En dan ook vers 10. En dan Numeri 8 vers 1 tot 12. Dit is vir die instelling. Dan die vervulling. Dit gaan nog plaasvind. Dit is hoekom Jesus daar in Matteus 24 daarvan praat. Matteus 24 vers 29 tot 31. En dan 1 Korintiërs 15 vers 52, dis waar Paulus van dit praat, van die wegraping, in 'n oomblik, in 'n oogwink.
en hy kom soos 'n dief in die nag. So ja, maak seker dat die Heilige Gees in julle binneste is. Dan die versoening, is ook 'n fees, wat net daarna kom. Daar hou ons ook die nagmaal, saam met ons gesin, en dan lees ons ook die instellingsverse en die vervulling daarvan. Hierdie versoening het reeds ook in ons tot vervulling gekom, in kinders van God. Want dit is waar die Here, toe hom aangeneem het sal maak 'n verlosser, toe het jy versoen geraak met God die Vader. Dit is die versoening. So dit het reeds plaasgevind. Nou jy kan dit gaan lees. Levitikus 16 vers 1 en 2 en Levitikus 29 en vers 29 tot 34. Dan Levitikus 23 vers 26 tot 32. Deuteronomium 16 vers 3 tot 4. En dan ook in die Nuwe Testament is dit Johannes 11 vers 49 tot 52. En dan Hebreërs 13 vers 10 tot 14. Hebreërs 9 vers 1 tot 15. En dan ook vers 25 tot 28. En dan kom die loofhuttefees. Dit neem ons ook in ag. Deur die nagmaal saam met jou gesin te neem. En ons lees die verse van die instelling daarvan en die vervulling. Dit is Levitikus 23 vir die instelling, vers 33 tot 34, Deuteronomium 16 vers 13 tot 15. En dan die vervulling, die Nuwe Testament, hierdie moet nog tot vervulling kom. Maar julle kan dit lees daar in Johannes 7, vers 2 tot 53, Sagaria 14, vers 16 tot 19, Openbaring 21, vers 3. En weet julle die groot wonder van hierdie loofhuttefees, dit gaan nie verbygaan nie. As Jesus ons kom haal het, ons kom terug saam met hom, wanneer hy terugkom vir die tweede keer, en hy kom sit sy voet op die Olyfberg, dan gaan hy alles regstel op hierdie aarde, wat nou so chaos is. En dan vir 1000 jaar gaan ons saam met hom regeer. En daai 1000 jaar, elke jaar gaan ons opgaan Jerusalem toe. Dan gaan ons die loofhuttefees vier. En die een wat die woord van die Here sê, die een wat nie daai fees gaan vier nie, gaan nie reën kry nie. Dan hoor geen seëning. Maar dit is so wonderlik as mens dit lees, en dat hierdie loofhuttefees gaan tot in ewigheid wees. Gaan ons dit bly vier. En dan is die Lam van God saam met ons, vir altyd. So ja, dit is die feeste van God. En julle kan maar nie saamstem of nie saamstem, maak nie saak nie, dit is wat die woord van God sê. En ek wil hê julle moet dit gaan lees. En asseblief nie, moenie altyd probeer dink, ag nee, ek stem nie daarmee saam nie, daar's nie regtig 'n verduideliking daarvoor nie, my pastoor sê so, my dominee. Kyk wat sê die woord van God, en praat met die Heilige Gees, dat hy vir julle die waarheid uitlê. Want weet julle, baie mense wil argument maak, en Paulus het gesê, dis nie ons gewoonte nie. As jy by die waarheid uitgekom het, het jy by die waarheid uitgekom, en die Here Jesus Christus sal dit vir jou binne in jou binneste laat besef. Dit is die waarheid, en dan bly jy daarby. Maak nie saak wie wat vir jou sê nie. Want die Here sê, as jy enige een bo hom stel, is jy die koninkryk nie werd nie. So ja, ons as kinders van God moet weet, dat ons moet aan die Here vashou, nie aan mense nie. So ja, dit is my boodskap vir julle vanaand. En ek hoop julle verstaan wat ek vir julle gesê het. So bly in die waarheid en blessings.